Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Donderdag 18 Desember. Hou vas aan die Here. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir U vreeslik baie dankie vir hierdie dag en hierdie studie met die opskrif Hou vas aan die Here. Liewe Heer, laat ons asseblief 'n behoefte daartoe hê, veral nou na hierdie studie. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Wat was die enigste manier wat Israel die versoeking om afgode te aanbid en die gevolglike toorn van God sou kon vermy? Om voortdurend op die moenies te let, was nie die antwoord nie, maar liewers om 'n gees van doelbewuste en voorgesette lojaliteit aan die Here te koester. Dieselfde werkwoord wat in Deuteronomium 4 vers 4 as vasgehou, aanhang of gekleef vertaal is, word ook gebruik om die huweliksbelofte wat God tussen 'n man en sy vrou ingestel het in Genesis 2 vers 24, as ook Rut se getrouheid aan Naomi te beskryf in Rut 1 vers 14. Let veral ook op Josua se siening aangaande hierdie trou teenoor God, waartoe hy die Jode opnuut roep, dat Israel se nasieskap tot vandag toe in vers 8 hieraan gekenmerk word. Ongelukkig geld dit nie in daaropvolgende tydvakke in Israel se geskiedenis nie, 'n hartseer werklikheid wat in die boek Rigters beskryf word. Ons lees Rigters 2 vers 2, vers 7 en vers 11. Maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie, hulle altare moet julle omgooi, maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen? En die volk het die Here gedien, al die dae van Josua en al die dae van die oudstes wat na Josua nog in die lewe was, en al die groot werke van die Here gesien het, wat hy vir Israel gedoen het. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hulle het die Baals gedien. Ons lees Rigters 3 vers 7 sowel as vers 12. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en die Here hulle God vergeet, en die Baals en die heilige boomstamme gedien. En die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Toe maak die Here Eglon, die koning van Moab, sterk teen Israel, omdat hulle gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Ons lees Rigters 4 vers 1. Maar na die dood van Ehud het die kinders van Israel weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Josua doen 'n beroep op Israel om die Here as hulle God lief te hê. Josua 23 vers 11 sê vir ons: Neem julle dan terdee in ag ter wille van julle siele om die Here julle God lief te hê. Deuteronomium 6 vers 5 sê ook: Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Mens kan natuurlik nie iemand dwing om 'n ander lief te hê nie, want dit kom op 'n ondermyning van die liefde se aard en wese neer. In watter opsig kan mens egter beveel word om lief te hê? Israel sou aan die Here lojaal moes bly ten einde die verbondseëninge te bly geniet. Die Hebreëus is geweldig uitdruklik hier. Wees uiters versigtig, ter wille van julleself, in die Afrikaans 20 vertaling, lehaba, dat julle lief hê, is afgelei uit die grondwoord ahab, wat liefde beteken. Hierdie woord kan op 'n wye reeks uitdrukkings van menslike gevoelens dui, onder andere vriendskaplike verbondenheid, romantiese liefde, seksuele intimiteit, moederlike tederlikheid en lojaliteit aan God. As mens begryp dat liefde vir God 'n toegeneentheid en verering is waartoe jy jou doelbewus verbind, is dit moontlik om daartoe beveel te word sonder om die aard en wese daarvan te skend.
Johannes 13 vers 34 sê vir ons: 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Dit was nog altyd God se bedoeling dat gehoorsaamheid aan sy voorskrifte uit 'n persoonlike vriendskap met hom uitsprei. Soos Eksodus 19 vers 4 dit stel, hoe ek julle na my toe gebring het in die Nuwe Afrikaanse Bybel. Deuteronomium 6 vers 5 sê ook: daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En Matteus 22 vers 37 sê vir ons: en Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Hierdie liefdevolle gehoorsaamheid geskied op grond van alles wat hy uit sy groote genade en liefde vir ons gedoen het. Die voorskrif om God lief te hê, gee ook uiting aan die wederwysige aard van goddelike liefde, dat dit tussen hom en die mens is, en dit is waarom dit vanweë ons gefalle menslikheid terselfdertyd ook ongelyk is. Met elkeen wat dienooreenkomstig op sy liefde reageer, begeer die Here nietemin 'n intieme band, 'n boesemvriendskap. Hierdie universele liefde vir die ganse mensdom vorm die raamwerk waarbinne ons uiting aan ons vrywillige wederwysige liefde kan gee. Jesus het 'n nuwe gebod aan sy disippels gegee. In watter sin was dit gelyktydig 'n nuwe en 'n ou gebod? Ons lees Johannes 13 vers 34 weer. 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Ons lees ook Johannes 15 vers 17. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. 1 Johannes 3 vers 11 sê vir ons: want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Ons lees dan en sluit af met Levitikus 19 vers 18. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here.